Hi, my naam is Carla Grobler, ek is 'n arbeidsterapeut van Centurion. As jy my nodig het, skakel my of WhatsApp my 084 581 0644. As jy verder van Centurion af bly of dalk iemand anders soek, 'n ander arbeidsterapeut, kyk op die OTASA website, OTASA. Vandag kyk ons gou, hoekom is visuele perseptuele vaardighede belangrik vir lees, skryf en wiskunde. So daar is klomp visuele perseptuele vaardighede wat intact moet wees voor 'n kind kan leer lees, skryf en wiskunde. Hulle kan nog steeds leer, maar kan dit dalk moeiliker vind as ander kinders, omdat hulle perseptuele vaardighede nie intact is nie. Julle kan op my website gaan kyk, daar is tips for teachers en daar is 'n blog wat julle als van visuele perseptuele vaardighede kan verduidelik. Ek gaan net 'n paar voorbeelde noem wanneer 'n kind kan sukkel, byvoorbeeld wat hulle die bid-dippe omreiling doen. Dis posisioneerde waarmee hulle sukkel. Wanneer 'n kind byvoorbeeld 13 as 31 skryf, is dit ruimtelike verhoudingsprobleme. As 'n kind nie altyd op dieselfde reeltjie lees of tussen woordjies en sinnetjies spring, mag dit hulle voorgrond agtergrond wees, maar dit kan ook oogspiere wees. Baie belangrik, ons kinders kry te veel skermtyd, laat asseblief hulle oogies toets. Nie net oogies nie, oogspierbewegings. Goed, dan is daar byvoorbeeld as 'n kind nie lekker op die lyntjie kan skryf nie en in die middel van die bladsy begin, dis ook ruimtelike verhouding of ruimtelike oriëntasie. As 'n kind deurmekaar laat met 'n N en 'n E en 'n H, dit kan byvoorbeeld vorm konstantheid wees. As 'n kind sukkel met legkaartbou, kan dit analise en sintese wees. Dis ook wanneer hulle byvoorbeeld sukkel om as bymekaar te sit om die woordjie tas te maak visueel, of as die juffrou dalk nie haar lettertjies mooi vorm nie, kan hulle sukkel om te besef die b is 'n b, want die b se maagie raak nie aan sy steeltjie nie. Hierdie was 'n vinnige paar voorbeelde vir julle. As jy dink jou kind ondervind al probleme hiermee, kontak my gerus. Baie kinders dink as hulle, of ouers of onderwysers dink as hulle hierdie sien, dis disleksie. Disleksie kan eers getoets word termyn 3 van kwartaal 3, van graad 3, graad 3, kwartaal 3, want dan is my fondasiefase van lees en skryf vasgelê. Voor dit moet ons visuele perseptuele vaardighede kan toets, want dit kan verbeter.